Vriende, by hierdie geleentheid wil ons graag twee gedeeltes uit die woord van die Here saam lees. Filippense hoofstuk 2 wil ons die pragtige gedeelte vanaf vers 5 saam lees en dan wil ek ook twee verse lees uit Jesaja 40. Filippense 2 vanaf die 5de vers. Julle gesindheid, sê Paulus, moet soos Jesus Christus sin wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword, en toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood toe. Daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig, en elke tong sal bely: Jesus Christus is die Here. En so sal God die Vader verheerlik word. En dan wil ek graag vir ons net twee verse lees uit Jesaja 40 vers 30 en vers 31. Selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val, maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word. Ons lees dit so. Ek wonder baie keer wat dit vir mense sal vat om blinkoog opgewonde te raak oor Jesus. Die verhaal van Jesus en wat hy vir ons gedoen het, hoe hy mens geword het, hoe hy vir ons sy pragtige preke vir ons nagelaat het, die voorbeeld waarmee hy geleef het, wat hy als gedoen het, hoe hy vir ons aan 'n kruis gesterf het, hoe hy opgestaan het, hoe hy opgevaar het na die hemel, hoe hy weer sal terugkom en ons weer by hom sal inneem eendag. Dis 'n verhaal wat vir ons oerbekend is. Dit was al by ons ingegee toe ons nog baie klein was. Ons ken die verhaal. Partykeer word 'n verhaal so algemeen dat dit die misterie daarvan vir ons verlore raak. Dit is so algemeen dat dit later nie meer vir ons verras nie. Daarom is dit vir my so belangrik dat ons telkens weer onsself soos 'n kind van vooraf gretig sal luister na die verhaal wat deur Christus vir ons gewees word. Dit is 'n verhaal wat vir ons vertel van God se groot liefde vir elkeen van ons. Wanneer ons die wonder van Christus se geboorte en lewe op aarde en kruisiging en opstanding begin veralgemeen as net nog 'n sinnetjie, dan verloor ons 'n gedeelte van ons getuienis. Baie mense raak nie meer opgewonde oor 'n dag soos vandag nie. En daarom is dit vir my so belangrik dat ek en jy vanmôre net weer kinderlik sal hoor die grootheid van hierdie verhaal wat voor ons afspeel. Wanneer ons in verwondering kan staan oor die Paasgebeure, maak dit ons tegelykertyd baie nederig, maar ook baie toegewyd en gedetermineerd om die voorbeeld van Jesus ook ons eie voorbeeld te neem. Dikwels wanneer ons die misterie van Jesus Christus en die Paasgebeure begin verloor en veralgemeen asof daar niks meer niets daaruit is nie, dan word ons oë dof en mense sien nie meer die lig agter dit nie. So lees ek eendag hierdie volgende gesegde wat my diep geraak het. Let's get out of their way so that they can see God. Dikwels is ons die mense wat in die pad staan sodat ander mense blinkoog verwonder met 'n uitroepteken van lewe. Ons sug maak hulle dikwels blind.
Wanneer ek en jy met vreugde kan lewe en kan dink oor die prys van Jesus vir ons, is die moontlikheid weer daar dat mense sal kan raak sien dat Jesus Christus die werklik die seun van God is. Deur volkome insig te hê, wil mense tog ook probeer op hulle manier om gelyk te word aan God. Ons kry hierdie twee voorbeelde in die Bybel so duidelik uitgeleef. Aan die een kant die poging wat mense gedoen het om gelyk te word aan God. Aan die ander kant die manier hoe Jesus dit uitgeleef het. Sy voorbeeld is so radikaal anders as mense. Ook in ons tyd is daar mense wat probeer beïndruk. Mense probeer vertel hoe naby hulle aan die Here gekom het. En ons gebruik allerlei geestelike maniere om vir mense te probeer verduidelik dat ons toegewyd is aan die Here. Die maniere hoe ons bid en sing en in kerk bywoon en praat en leef en doen, is dikwels maniere waarop ons vir mense wil probeer verduidelik dat ons daarom ook soos Jesus kan. Maar daar is iets in die Paasgebeure wat Jesus vir ons kom demonstreer, wat ons iets vertel van wat dit beteken om regtig jouself oor te gee in die hande van God. Verseker sou Jesus die een kon wees wat daar in die woestyn met die versoeking al vir die Satan kon gesê het, ja, ek weet hierdie klippe kan brood word. Dis binne my mag. Ek kan my vingers klap en dit kan gebeur. En die Satan het geweet dat hy vir Jesus kon sê, maar as jy van die hoogste punt van die tempel sou afspring, dan sal die engele jou dra en jy sal nie jou teenstand nie. Ja, dit is moontlik, hy kon dit doen, maar hy het dit juis nie gedoen nie. Hy het juis sy goddelike heerlikheid prysgegee en onder ons kom woon. Ek wonder baie keer of ons weet wat dit beteken. Dat jy jou godheid totaal moet afskryf ter wille van mense. Watter groot liefde sou dit beteken het? Om te sê dat ek my alles weggee, sodat ander iets daarvan kan begin sien. Selfs in die tuin van Getsemane kon Jesus sekerlik die engele skare opgeroep het en gesê het, kom, beskerm my teen hierdie mense met hulle fakkels en swaarde. Maar Jesus kies doelbewus die styl van 'n diensknegt. Een wat kies om ander se voete te was. Een wat kies om sy lewe te gee sodat ander kan lewe. Een wat altyd daar is om ander se belange eers te stel en na hulle behoeftes te kyk, eerder as na sy eie. So dikwels het Jesus vir ons daardie voorbeelde kom uitspel wat dit is om met liefde na ander mense te kyk en God se plan raak. Daarom sê Jesus op 'n stadium vir sy disippels, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil wees, moet die ander se dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Dit sê hy lank voor die kruis. Die een wat die reg gehad het om te sê, nou moet julle maar maak en kom klaar. Nou moet julle maar julle eie koppe volg. Nou moet julle maar doen wat julle verdien om te kry. Jesus het die reg gehad om dit te sê. Maar tog het hy gekies om vanuit God se agenda van liefde te lewe. Dit bepaal dikwels die manier hoe ek en jy ook sal optree. Wanneer ons met God se prentjie, met God se raamwerk na alles rondom ons kyk, is daar deernis, liefde, verwondering. Maar wanneer ons vanuit ons eie wêreld begin kyk, vanuit ons eie prentjie, van ons eie seer kry, dis dan dat ons vanuit ons eie kultuur self ons eie belange bo God se agenda begin plaas. Daarom sê Jesus, wanneer ek na mense kyk, dan kan ek nie anders as om met deernis die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Myself tot in die dood te verneder.
Ek weet ek het al baie gedoen. Ek wonder of jy dit al gedoen het om op 'n stadium in jou lewe te kom waar jy sê, dit is nou genoeg. Ek het nou genoeg probeer. Ek het nou genoeg gebid. Ek het nou genoeg gesmeek. Ek het nou genoeg oproepe gemaak. Ek het nou genoeg gepraat. Ek het genoeg gevra. Dit is nou klaar. Dan wonder ek wat sou gebeur het as Jesus by daardie punt kom om te sê, ek het nou genoeg probeer. Ek het nou genoeg gepreek. Ek het nou genoeg gebid. Nou moet dit weer 'n slag van hulle kant af kom. En daarom kan ek en jy sekerlik die vraag vra vandag met hierdie Paasfees, wanneer is 'n offer genoeg? Wanneer hou 'n offer op? Hoeveel is 'n mens werklik bereid om op te offer vir God se saak? En dis dinge wat my nederig en klein laat voel. Want ek besef dat ons menslikheid ons so dikwels by 'n punt bring waar ons skaam raak. Daar is tye waar dit maklik is om te gee. Dan is daar tye waar dit partykeer so 'n bietjie moeiliker is en ander kere waar dit sommer net uiters moeilik is. En dis wat Jesaja 40 voorbeeld bring. As hy sê, ja, jong mense raak ook lief. En dan partykeer dan wil ons vlieg soos die arende. Hulle sê arende kan op die onsigbare lugstrome tot 130 km/h vlieg. Dit moet verwonderlik mooi wees om op daardie plek te wees. Dan is daar seker tye wat 'n mens kan herken dat dit in Jesus se lewe so was. Die tyd van die verheerliking op die berg. Die tyd wanneer mense van ander kulture na Jesus toe gekom het en gesê het, ons soek die verlosser. Die tyd wat Jesus sê, my tyd van verheerliking het nou aangebreek. Ek wonder hoe Jesus moes gevoel het toe Lazarus uit die dood opstaan. Dis beseker een van daardie groot hoogtepunt eendag gewees. Dan was daar sekerlik tye wat Jesus nie gevoel het om te vlieg nie, maar wat hy gevoel het om aan sy hart te. Daar moet tye gewees het wat die ekstase van dit wat hy met ons deel weg was en maar net vorentoe gegaan. Gedoen het wat reg was. Ek dink aan daardie pragtige beeld wat Jesus gebruik van die hoender wat die kuikens by mekaar maak. As Jesus so oor die berg kom en hy sien Jerusalem, dan kom hy by 'n punt waar hy sê, o Jerusalem, Jerusalem, hoe wou ek jou graag by mekaar maak, soos 'n henjaard kuikens. Dan die seer trane ding, maar jy wou nie. Dan stap ek maar net weer. Die pad wat God vir ons gepak het. Want daar was sekerlik ook die tye gewees dat dit regtig moeilik was om te stap. Om in die tuin gevange geneem te word terwyl die disippels slaap. Om gespot en gespieg en geslaan te word. Op die ou ende 'n kruis op jou stikkende rug te moet neem. Ja, daardie stap het hy 'n paar keer geval, so vertel die woord. As jy nie meer energie het om te vlieg nie, of nie meer te wil hardloop nie, dan is daar ook die tye wat 'n mens nie te doen nie. Hoe word dit moontlik? Hoe sal dit moontlik wees vir my en vir jou om daardie tipe toewyding te hê in ons eie geloofslewe? Want daar is tye wat dit maklik is om kind van God te wees. Daar is tye wat ons so maklik kan sê, maar ek glo. Daar die oomblikke wat jy stil is in jou gebedslewe en jy voel, ek voel net die Here is hier by jou. Daar die oomblikke wat jy iets vra en dit gebeur nie. Dis vliegoomblikke. Daar is tye wat ons moet opstaan en aanhou doen. Wanneer die
binding van dit waarmee ons besig is dalk weg. Om steeds jou taak te doen wat die Here aan jou opgelê het, die gawe wat jy het te gaan uitleef, of dit nou is gebed of diens van barmhartigheid is, waar jou gawe ook al mag lê. Ek dink, maar dit baie keer voel dit so 'n bietjie alleen as ek dit doen. Baie keer wens ek daar was nog mense wat 'n bietjie die leierskas kan vat. Maar nou ja, ek is nou hier kom en doen nou maar hierdie taak met liefde. Maar hoe gaan dit met jou as die hartklop ook wegraak? En as ons begin mor en kla oor die prys wat ons moet betaal as gelowiges. As dinge glad nie meer vir jou werk nie, en dinge regtig van 'n sleg voel, en jy net lus het om op te gee, en te sê maar iemand anders behoort my eer te neem. As jy voel, jy sloof jou net af vir iets waarvan daar geen terugkom is van 'n bietjie dankbaarheid, 'n bietjie erkenning. Die rede hoekom ons dit doen, vriende, is alleenlik wanneer ek en jy vanuit Jesus se oë kyk. Wanneer ons vir 'n oomblik kan stil word en ons onsself in die Vader se manier van kyk kan inplaas. En met sy oë kan kyk hoe hy na daardie mens kyk, na daai diens kyk, na daai geleentheid kyk. En hy dink by homself, as daar nou 2 in my naam doen, dan wil ek graag daarin lewe. As dit dan swaar gaan, dan wil ek dan juist die een wees wat optel en dra. Daarom vriende, Jesus kon dit doen omdat hy met die Vader se oë kyk na 'n mensdom wat verstrooid en verlore is. Jesus kon dit doen omdat hy met Jesus se oë kyk na as hy nie die prys betaal nie, wat is die gevolge daarvan? Waarom pas dit in my en by jou as gelowige om van tyd tot tyd te sê, as ek nie meer dit doen wat ek nou doen nie, as ek my plek begin leef raak in die kerk, as ek nie meer my Bybel gaan lees, as ek nie meer met my kleinkind gaan praat, as ek dit dan maar so maak dat God water nou maar oor sy akker moet begin leef, wat sal dan gebeur? As ek nie meer bid nie, as ek nie meer praat nie, as ek nie meer dien nie, wie sal dan in die bres kom staan? Dis dan by die liefde van Jesus Christus ons dring, soos Paulus sê. Daar's baie debat oor hierdie ding gewees oor hoe moet 'n mens daardie woordjie van Paulus interpreteer. Is dit dring of is dit dwing? Want die een vertaling het gesê, nee, dit is iets wat hom forceer om dit te doen. En die ander vertaling sê, nee, dis iets wat hom trek om dit te doen. Dis nie iets wat hom stoot om dit te doen, dis iets wat hom trek. Ek en jy, mense wees wat aanmoedig, verder neem, baanbrekers werk doen. Want as ek en jy nie daardie liefde gaan openbaar nie, dan word mense rondom ons se oë meer doof. Hoe teenstrydig dit ook al vir jou mag lyk, my liewe vriend. Maar die voorbeeld dat die knieë laat buig in aanbidding en die tonge losmaak in belydenis, die een van bravade en wonderwerking. Dis nie een van kyk hoe oulik is ek nie. Dis eerder een van buig onder die las van diens en offer en selfprysgewing. Daarom vertel vandag al formuliere is iets hiervan. Hierdie gesindheid moet ook in julle wees wat daarin Jesus is. Hy het sy goddelike heerlikheid prysgegee om aan mense gelyk te word. En selfs verder onder hulle, homself verder te verneder, onder hulle in te skuif, hulle te begin dra op sy skouers, sodat hulle blink oog kan kyk en sê, daar die lam, wat die sonde van die wêreld verwyder.
klippe van die kruis, het Jesus met die Vader se liefde na my en na jou gekyk en gesê, ek lief jou optel, laat my blik jou voete af, en jou oë laat fonkel, en jou mond laat glimlag, met die wonder van God se liefde, wat nou tot binne in ons harte gekom. Lieve gemeente, ons gaan verder met hierdie baie besondere nagmaalsdiens op goeie vrede. Ons kon almal om die tafel laat sit, kan nie, maar ons gaan vir Gerard en Jona en Leon en Bessie Krieger vra om te kom sit vir die tafel daar sit. Nou 'n baie besondere lied wat vir ons diep raak. Ons dink aan al die gebeure op hierdie dag, die betekenis daarvan. Lied 391, vervul u Heer my hart met stille wyding, waar ek herdenk die diepte van u lyding, hoe u daar aan die kruis vir my gesterf, my heil verbied. Kom ons sing. Laat met stille wyding, waar ek herdenk die diepte van u lyding, hoe u daaraan my heil verbied. Van God ontvangen, in die dood gehoord en verdorven, o liefde, die dood van God. Lieve gemeente, wat beteken die nagmaal vir ons? Dis vandag op Goeie Vrydag, 'n dag waar ons ook in die gees by Golgotha staan.
Al het ons reeds male sonder tel die nagmaal gebruik, wil die Here ons vanmôre met 'n nuus gee om daarvan 'n diep geestelike daad te maak. 'n daad van deelname op hierdie kruisdag. Deelname aan die Here se sterwe. Ons doen dit om sy gedagtenis lewend te hou. Ons doen dit saam as 'n hegte geloofsgemeenskap. Mense wat opgestaan met een doel om te kom saam wees in die huis van die Here voor die woord en die teenwoordigheid van die Here, 'n geloofsgemeenskap. Ons doen dit met dankbaar, terwyl ons opnuut verwonderd staan voor God se genade, vir Jesus se verlossingswerk. Die nagmaal help ons om los te breek van 'n groot gevaar van godsdienst. Hoekom sê ek dit? Van godsdienst. Ons word gedurig daardeur bedreig. Die gevaar van godsdienst wat gestol word. Wat vorm godsdienst geword? Onbedoelde lippedienst. Gewoonte godsdienst. Soos wanneer ons saam sing, maar ons doen dit gedagteloos. Soos wanneer ons bid, maar is min meer as afgerommelde gebedsrein. Jesus het volgens Matteus 15 gewaarsku in die Ou Testament. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my. In hierdie oomblik, laat ons van harte bely. Here, my hart is naby U. My ore is toegespit op die lewende woord. Ek dors na U met hart en siel. Wy so word die nagmaal 'n belewenis, 'n ervaring van die Here se teenwoordigheid hier by U. Dat hy met ons is. Dat ons dit amper kan voel. Omhels. Mag ons oor die oomblikke oop om hom te sien. Om te ontdek wat die Here kyk. Elkeen van ons vanoggend as ware in die oë. Hy fluister ons in die oë. Elkeen van julle. Dis my boodskap vanaf die kruis. My boodskap in die nagmaal. Ek het vir jou gestaan. Maak nie saak wie jy is nie. Belangrik of weet te wees, ryk of arm. Jou status hier in die samelewing sê niks.
Jy is my, jy is koningskind. Met my lewende woord en gees lewe in jou. Daarom roep Jesus ons almal uit. Ek stuur julle sodat ek gesien om so met my oë na mekaar te kyk, na ander mense, om na mekaar om te sien met 'n omgee deernis, met die liefde van die. Want Paulus het dit reeds gesê, met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek, want as ons saam met hom gestap het, sal ons ook saam met hom leef. En ons maak vanoggend se nagmaal 'n bewuste daad van deelname, asof ons saam met Jesus en die disippels in die boerkamer. Mattheus 26, terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek, breek hy, gee dit aan die disippels en sê, neem, eet, is my en het hy die beker gedank, het hulle gegee en gesê, drink almal daarvan, en dit is my bloed. Die bloed van die verbond, het vir baie uitgegiet, vergewe, al om ons bid die gebed, dat Jesus ons geleer, en dit kan dit saam met ons, terwyl ons almal die woorde nou saam. Ons Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skuld, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuld. En bring ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in eeuwig. Laat uw naam heilig, laat uw koninkrijk komen. Uw wil, Heer, hier is ons, so by ons van u in dit het u onde, so vol van dit. Amen.
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan dat sy liggaam gebreek is. Volkome verskoning van al ons. Met almal die glasies, die beker van danksegging, is die gemeenskap, ons gemeenskap, met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, en glo dat die kosbare bloed vergiet ons, tot 'n volkome verzoening van al ons sonde. En ek omdat die beker verkies, geraak sal dit nie uit. Ek maar net die hand op, as die beker verkies. Liewe gemeente, hier het ons in sy tafel gevoed met die brood en die wyn. Kom ons staan. Ek gebruik die woorde van een van ons pragtige liedere as ons gebed. Loof die Here, dis volbring. Die worsteling en bange duister, die sonnet van die hemelkrans, die kruis omglans met nuwe luister. Dit is volbring, volmaak volbring. Christus oorwin die dood volkome. Halleluja, dit is volbring. Here, God, die goedheid vloei in volle stroom. Here, laat die wat dors het, maar U kom met vreugde uit dor woestyn. U is die Here. O neem dit aan vir ons geslaan tot heilsfontein. O sing triomf, triomf, sing dit wêreld rond, sing dit uit een mond, ons is vergewe. Ja, dankie Here, halleluja, dis volbring. Aan U Christus lof, U is ons
leerkamer. Ons sing nou lied 387. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruiswerk, uit raad en ween, blyk duidelik hoe die sonde, die liefde verredeling. Die liefde bring genesing, al is met u geskik. Die liefde skenk vergewing en wil versoen met God. Ons sing die eerste en die 4de vers en daarna sal ons die seën